Goed, ons kom nou by die derde toerusting vir hierdie week. Dit is waar ons nou by Genesis 16 gaan stilstaan. Ons is nou in 'n tyd na die Here in Genesis 15 die belofte van die kind en die land bevestig en gewaarborg het. En hoe is hierdie tyd van Genesis 16? Wel, dis wild, dis moeilik. Dis baie keer hoe ons as disippels se lewe is, nie? Ons lewe in 'n harde wêreld. Dis nie altyd maklik nie. En dan sien ons hierdie harde wêreld en hierdie nie maklike wêreld nie in vers 1. Maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie. So hier sit hierdie twee mense, hulle is teen hierdie tyd nou al is Abraham 86 jaar oud. Ons sien dit in daar aan die einde van vers 16, hulle word oud, en waar moet hierdie kind nou vandaan kom? Hulle word al ouer en ouer en ouer, en hierdie met spanning in die lewe van Sarai en Abraham bring dit maak dit vir hierdie twee ouens moeilik. En uit hierdie moeilike situasie vloei daar dan twee hartseer episodes voort. Vers 2 tot 6 of vers 1 tot 6, en dan vers 7 tot 16. Vers 1 tot 6, Sarai en Abraham se plan. In vers 7 tot 16, Hagar wat vlug. Hagar is nou Sarai se Egiptiese slavin en die geboorte van Ismael. So as ek nou met huisgodsdienst werk byvoorbeeld, dan sal ek hierdie twee episodes ook apart van mekaar doen. Ek sal eers vers 1 tot 6 lees, en dan praat ons bietjie daaroor, en dan vers 7 tot 16, en dan kan ons daaroor praat. So, dis hoe ek het so aangepak het in elk geval, maar kom ons gaan bietjie dieper in op hierdie episodes. Kom ons kyk eers na vers 1 tot 6. So hier was lees van Sarai se plan. Sy het hierdie Egiptiese slavin Hagar, en dan in vers 2 praat sy met Abraham en sê, gaan tog in by my slavin Hagar, miskien sal ek uit haar gebou word. Nou, waar dit op neerkom is dat Sarai besluit, luister, ek gaan hierdie slavin Hagar vir Abraham gee as nog 'n vrou. As 'n byvrou. Lyk my in daardie tyd het jy nogals in ouer kultuur so iets gekry, vir ons is dit nogals 'n baie vreemde idee, genade. Maar hulle het so gewerk. Ek kan amper nie eens daaroor nadink nie, maar hierdie ouens het so gewerk, en Abraham dink nogal, wow, dit kan werk, jy weet, hy luister vir sy vrou, en hy val in by haar woord, hy doen gehoorsaam, wat Sarai vir hom sê, en dan voer Abraham ook die plan uit, vers 3 en vers 4, Sarai het Hagar, die Egiptiese haar slavin aan haar man Abraham gegee om sy vrou te word, hy het by haar ingegaan, en dan word Hagar swanger. Daar is nou die plan. Okay? Hier is die kind. Nou moet ons 'n bietjie hier stop en nader. Wat op aarde gaan hier aan? Wat is die lesse vir ons hier? Een is, ons moet ons kinders duidelik sê, luister, hierdie is verkeerd. Dit gaan direk in teen God se skepingsorde vir die huwelik. Wat is God se skepingsorde vir die huwelik? Ons kry dit in Genesis 2 vers 24. Een man, een vrou, een man, een vrou wat hulle hele lewe lank mekaar aanhang, mekaar lief hê, mekaar geniet. Dis God se reël vir die huwelik. Nie skei nie, nie nog 'n vrou nie, nie affairs nie, niks nie. Een man, een vrou. Dis God se doel vir die huwelik, God se orde vir die huwelik. Abraham en Sarai is besig om hier dit regheid te verag. Dit is nie reg nie. Tweede ding wat ons moet raak sien is, hulle lewe nie met die 2 Korintiërs 5 vers 7 beginsel. Nou, dis iets wat ons al tevore gesien het by Abraham, het ons dit gesien, ons het dit by Lot gesien. Dis 'n krisis wat disippels altyd mee worstel. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê ons wandel nie deur die aanskouing nie, maar deur die geloof. Nou, dis presies wat Abraham en Sarah hier nie doen. Hulle werk nie met wat het God gesê nie. Hulle wandel nie deur geloof nie. Hulle sien nie met geloofsoë God se plan, God se beloftes nie. Die werklikheid om hulle word vir hulle net te veel. Dit maak hulle blind vir dit wat God gesê het. En dan begin hulle werk met hulle eie idees en met hulle eie planne. Dis wat Sarah hier doen. Abraham val heel gemaklik daarbey in. Abraham leef dus ook nie
met die openbaring wat die Here vir hom net tevore in Genesis 15 gegee het. Daai wonderlike openbaring, die verbondsluiting waar die Here dit op hom neem om sy belofte van die land 'n werklikheid te maak. Nou nie 'n leë land nie, 'n land met Abraham se nageslag daarin. So die Here beloof land, die Here beloof 'n kind. Die Here sê ek sal dit doen, Abraham. Jy het nie die vermoë om dit te doen nie. Ek sal dit vir julle doen. Vertrou my daarvoor. Sit jou vertroue in my. En Abraham doen dit nie so nie. Ons sien hier ook die krisis van wettisisme. Wat is wettisisme? Nou, dit is om jou eie verlossing uit te probeer werk met jou eie idees, jou eie planne. Dit is wat Sarah en Abraham hier doen. Dit is so skrikwekkend. Hulle draai op hierdie stadium in hulle lewe, hulle rig op vertroue op die Here en hulle sit hulle vertroue in self. Dis 'n krisis. 'n lewe van selfvertroue. Wat is die gevolge daarvan? Wel skrikwekkend. Dit sien ons in vers 4 tot by vers 6 en uiteindelik ook in vers 11 en 12. Daar kom by Hagar aaklige hoogmoed, want Hagar raak toe swanger en nou dink sy's beter as Sarai. En daar kom aaklige huwelikskonflik tussen Abraham en Sarai. Ons sien dit in vers 5. Spanning daar in die huis, want Hagar, wie is nou hierdie twee vrouens? Dit is altyd net spanning. 'n disfunksionele gesin. Sarai verdruk uiteindelik vir Hagar en Hagar word 'n vlugteling. Vers 6. Daar's niks vrug van die Gees op hierdie oomblik in daardie huis nie. Daar's onvrede, daar's nie harmonie nie, daar's konflik. Uiteindelik kom daar 'n geskiedenis van eeue van nimmer eindige konflik tussen volke. Dis wat ons raak sien in vers 11. Dis waar die engel van die Here nou profeteer oor die toekoms van die kind waarmee Hagar nou swanger is. Ons gaan net nou bietjie dieper ingaan op die engel van die Here, maar hoor wat sê hy in vers 11 en 12. Ook sê die engel van die Here vir haar, en vir Hagar, kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar. Jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou in jou ellende verhoor. En hy sal 'n wilde esel van 'n mens wees, sy hand teen almal, en almal se hand teen hom, en hy sal teenoor sy broers loop. 'n geskiedenis van stryd tussen volke, Israel en Ismael, teenoor mekaar. Dit hou net nooit op nie. Dit is hierdie stryd wat kom. Waar kom dit vandaan? Van 'n lewe waarin ons gekies het om op self te vertrou, in plaas daarvan om op God te vertrou. Ek dink ons moet hierdie vir ons kinders inhamer. Selfvertroue is glad nie so 'n goeie plan. Ons moet leef met Gods vertroue in elke situasie. In elke situasie. Jy het nie selfvertroue nodig nie. Jy het Gods vertroue nodig. Ons moet ons kinders dit leer. In elke situasie. Vertroue op God. Vertroue op self is nooit 'n goeie plan. Nou, ons beweeg 'n bietjie aan na die volgende episode, dis daar van vers 7 af tot by vers 16. Hagar vlug toe nou. En dan sien ons daar in vers 7 staan daar, en die engel van die Here het daar by die fontein in die woestyn gevind, by die fontein op pad na Sur. Nou as 'n mens nou op 'n kaart sou kyk, dan lê dit af na Egipte se kant toe. Sy kom van Egipte af, dalk dink sy nou maar om terug te gaan Egipte toe, en Sur lê op pad Egipte toe. Dit lê daar in die noordwestelike gedeelte van die Sinaï woestyn. Daar is Hagar nou stoksiel alweer, die arme vrou. Ek kan my net indink, haar eie hartseer ook nou, weet, haar sonde aan die een kant, maar ook die verdrukking wat sy moes beleef onder Sarai, wat haar sleg behandel, weet nie wat alles daar gebeur het nie, maar dit was so erg as sy gevlug het. En nou is sy alleen daar in die woestyn, en nou ontmoet die engel van die Here haar. Wie is hierdie engel van die Here? Nou, ons gaan die engel van die Here nog in Genesis 22 ook ontmoet. Interessant van die engel van die Here is dat Hagar agterkom dat dit die Here self is. Kyk 'n bietjie na vers 13. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat sien. Want sy het gesê,
het ek hier ook, want sy het gesê, het ek hier ook gesien, na hom wat my sien. Sy kom agter, die een wat daar hier ontmoet is nie maar net 'n gewone engel nie. Dis die engel, 'n spesiale engel van die Here. Julle sal sien in ons Bybels, die 1933-53 vertaling, dink die 2020 vertaling doen dit ook, vertaal daai engel met 'n hoofletter, om vir ons te wys van hier oor 'n spesiale engel, en so spesiaal, omdat hy self die Here is. Hy is een van die persone in ons drie-enige God. Hy is onderskeie van die Here, want hy word die engel genoem. Tog is hy ook die Here. Ja, Rakel kom dit duidelik agter in Genesis 22 sal ons dit weer sien. Hy is ook die Here, hy is ook God. Hy is dus een in wese met God self. Ons kan nie nou dieper hierop ingaan nie, maar as ons na al die plekke in die Ou Testament gaan kyk, kom ons agter, ons het hier te doen met die Seun van God. Ons het hier te doen met die Seun van God, een in wese met die Vader. En hy kom hier na Hagar toe. En dan moet ons iets oor hom leer. Kyk 'n bietjie, wat sê hy nou van Hagar? Hy sê vir haar, gaan terug na jou meesteres, verneder jou onder haar hande. Maar dis nie al wat hy vir haar sê. Hy sê ook, ek sê jou nageslag moet grootliks verneder, sodat jy jou nageslag, sodat dit van deur die menigte nie getel sal kan word. En dan beleef Hagar hierdie engel, hierdie Here, hierdie Seun van God, as iemand wat regtig vir haar omsien, in haar ellende na haar toe kom. Ek dink dit is wat ons moet raak sien hier van die Here. Heeltemal uit genade alleen. Ek bedoel, Hagar verdien dit nie. Sy is hoogmoedig, en haar hoogmoed bring oor haar dat sy verdruk word, sy moet vlug. Tog kom die Here na haar toe, hy soek haar op. Soos Jesus, daardie Samaritaanse vrou in Johannes 4 opsoek, soos Jesus my en jou kom opsoek, en ons as gesin kom opsoek, en ons kinders kom opsoek. Hy is een met groot omgee. Uiteindelik gaan Hagar dan terug en Ismael word gebore. Wat leer ons uit daardie teruggaan van Hagar? Sien hier 'n disipel hier, iemand wat werklik tot bekering kom. Sy verneder haar nie net onder die hand van haar meesteres Sarah nie. Sy verneder haar uiteindelik ook onder die Here wat vir haar hierdie opdrag gee. Sy kom tot bekering, sy volg die Here. Sy is 'n skaap wat luister na sy stem. En so moet dit ook met ons wees. Ons moet ons verneder onder die hand van God. Hy sal ons op die regte tyd ook verhoog, sê 1 Petrus hoofstuk 5. Ons sluit af hierdie hartseer hoofstuk af met, wat sien ons van die Here se genade hier? En mens sien hier, hoe die Here uiteindelik nie vir Abraham en Sarah hier los nie, ook nie vir Hagar nie. Ons sien hier net, dat ten spyte van ons sonde sien ons God se genade, en dit moet vir ons, my vrou, vir ons en ons kinders net weer luister. Ons kan altyd terugkeer na hierdie God toe. Kom altyd in jou lewe tot bekering. Ons het hier 'n God wat hom ontferm oor sondaars. Dis wat vir ons kinders hier moet wys in Genesis 16. Nou ja, kom ons bid vir mekaar in hierdie week. Baie sterkte vir die res van julle week. Goed gaan.